Ai, weet julle hoe lief is ek vir klippe. 'n Klip doen iets aan my hart. Ek het nou hier, toe ek op Teefontein kom, was ek nou baie bondsinnig. Ek het waar ek gegaan het klippe opgetel. Want die oom Johannes het altyd so mooi vertel, hoe die klippe die onthou vashou. Die klippe wat nou hier rond lê, die ysterklippe, die rooi ronde klippe, dit was als eens op 'n tyd modder. So die klippe onthou iets van 'n landskap wat ons nou maar net in prentjies kan sien of vir ons verbeel hoe dit is. Nou ek is vreeslik lief om ou flieke te kyk. Met die ou karre en daar het niemand nog selfone nie. En ek kyk nou die dag 'n fliek waar daar 'n wat afspeel in 'n kathedraal. Haai, julle, ek het my opverkyk aan daai klippe, want die vloer is ook van klip. En daar waar jy nou groot by ou deure ingaan, is so ou kerkie daar iewers in Ierland, is die klippe wat hier op die drempel is, afgeskuur deur mense se voete. Kan jy dink hoe lank moet jy in en uit by 'n drempel loop van daai ou kerkie, dat van die ou klippies nou al so staan. En as dit so mooi is, die mense wat nou in en uit gaan, weet nou al hoe lyk hierdie klippe. En almal, elke klip wat daar lê, onthou die voete wat daar oorgaan, onthou die skoene. Oom Johannes het altyd so baie gepraat van hoe bewus ons moet wees van die voetspore wat ons los. Dat dit iets kan wees waaraan mense kan volg en nie sê, wow, op daai se pad moet jy nie loop nie. Nou dink ek aan die mense in die ou kerkie. En die kerkie is in 17 iets gebou, dis oud, en die klippe is so oud, en die heiligheid sit vir my so in die klippe. Daar is daar so 'n muurtjie ook as jy inkom, en veral hier by die drempel. En as dit verbeel ek my nou, hoe luister daai klippe, veral hierdie klippe op die drempel wat so gewerk word, wat so afgesluit word, hoe sit hy luister hulle die orgel as hy begin speel. En hoe gaan die gemeente sang, so oor hierdie klippe. En as ek nou kan wens wat ek wil wees, as ek nou nie 'n mens is nie, dan wil ek 'n klip in 'n kathedraal wees. Ek wil al daai heilige klanke, die klok, gaan ek onthou in my klip wees. En elke voet wat daar verbygaan, om in hierdie geboutetjie in te kom. As ek nou daai klip is, sal ek nou weet wie se voetval gaan nou hier oor my. En as jy uitgaan, daar staan die ou dominetjie daar buite, dan groet hy nou almal, en dan staan almal daar om die klippe, en dan luister die klippe weer na die gesprek, as mense na die lieflike verrigtinge mekaar nou groet en huis toe gaan. En as hy ou groot deure so toegesluit word met die groot sleutels, dan verbeel ek my weer, hoe lê hulle, daar reën dit mos nou baie, in die mistigheid, in die nattigheid, stil en wag, vir die volgende keer, wat die deur nou weer oopgaan. En dan verbeel ek my weer, as die sonnetjie nou lekker skyn, ek weet nou nie, hoe sopperig hulle is, my pappa het altyd gepraat van 'n sopperige son, hoe sopperig hulle son nou is nie, maar hoe warm, diep, lieflik, snoesig, moet daai klippe ook daar op die drempel sit en bak, in die klippe aan die hele ou kerkie, en ek verbeel my, as die son hier aan die sykant verbygaan, dan steek hierdie klippe eintlik, hulle maak eintlik so halwe boepensie, dat die son hulle ook kan raak skyn. Die heiligheid van klippe, wat klipmure word, wat drempels word, wat geboutetjies word, kerkies word, moet 'n ou toringkie word. En die klippe
wat ons maar net so lê en aanskou. En dan wonder ek as die groot boek praat van die dag, as die klippe gaan uitroep. Dan wonder ek my so as ek hier op my stoeltjie sit, wat gaan die klippe sê? Soos jy ook, soos ek, lief is vir klippe. Geniet hulle, kyk vir hulle, prys vir hulle. En as jy nou deel is van 'n kerk wat se klippe al hier by wat 'n klipdrumpeltjie het, of 'n ou drumpeltjie, as jy daar oorgaan, wees bewus van die indruk wat jou voete maak.